Ruimte, Dr. Roan Steyn is hierso. Roan, welkom. Goeiemiddag, Antoine. Dit is baie lekker om saam met julle weer hier in die ateljee te kuier. En ons is vroeg aan die kuier, want gewoonlik is ons die eerste donderdag in die nuwe maand, maar ons het soveel vakansie daar dat ons besluit het ons vervroeg om bietjie dat mense, want baie mense gaan nou in die bos verkeer en dan is tyd om te kyk. Ja. Nee, ek het juist gedink 'n mens moet dalk miskien maar die program 'n week vorentoe skuif, sodat want as ons hom nou uitskuif, dan praat ons eers die 7de Mei en dan is al die mense al terug van die vakansie af. Ja, so nee, ek dit dink sou gewees het hierdie week, die 1 Mei is 'n donderdag, is 'n vakansiedag, dit gaan nie werk nie. Ja, ek is snaaks genoeg, is werkersdag, dit gaan nie werk nie. Werkersdag gaan nie werk nie. Maar jy het hom nou mooi vir ons aan mekaar hierso. Ons kyk na sterre, ons kyk na die maan En die son. En die son. Ja. So ek het hom so mooi nou opgedeel en gedink ek sal hom nou maar noem kom ons noem dit die sogenaamde eerste maanverslag. Nou, so jy moet hom met daai stem ook doen. En nou gaan ek sê na die maan en hier is like nee, die vloer is jou. Okay, alright. Ja, dankie Antoine. Ja, ek sal graag 'n bietjie oor die maan wil gesels, wat die maanverslag aanbetref. Ons is altyd geïnteresseerd oor waar die maan is vir 'n hele paar redes. Mense sal dalk nou dink ons is met die maan gepla. Maar eintlik waaroor dit gaan is maar net dat ons wil graag weet wat die getye doen van die see. En ons wil weet as sterrekundiges, wil ons weet wanneer kan ons na al die ander goed kyk wanneer die donker maan is of nuwe maan. Want ongelukkig wanneer dit volmaan is, dan is dit soos 'n spreilig wat aan is in die hemelruim. En jy kan omtrent niks anders sien as net die maan nie. So as ons kyk na vandag se maan, spesifiek vandag, wat is vandag 24 April? Dit sê. Die maan het so 'n halfuur terug het hy onder die horison verdwyn, so hier by 3 uur se kant. En môreoggend 4 uur, dan kom hy nou in die ooste op. Nou wat verskriklik mooi is aan toe van. En ek wil graag hê die mense moet dit onthou. En as jy bereid is om môreoggend 4 uur, tussen 4 uur en 5 uur, 'n asemrowende beeld te sien, dan moet jy môreoggend opstaan en seker maak dat jy sien die maan met Venus en Saturnus, want die maan se fase is op so 'n stadium nou dat hy 'n glimlag gesiggie maak, die mond van die glimlag gesiggie, en Venus en Saturnus is die oë van die glimlag gesiggie. So môreoggend tussen 4 en 5, of ten minste tussen 4 en wanneer die son opkom, gaan nou mense vreeslike mooi glimlag gesiggie in die ooste sien. Net voor die son. Ja, net voor die son opkom. En as 'n mens kyk na volmaan, ons kyk na volmaan die 12de Mei. So die 12de Mei is die beste tyd om die maan te sien. Baie swak tyd om enigiets anders te sien. En dan nuwe maan is die 27ste Mei. Dit is wanneer ons dan weer al die ander goeders kan sien. Dan beweeg ons aan na die sonverslag toe. Die son is baie aktief. Ons het al vroeër gepraat daaroor. Die son op hierdie oomblik is in sy aktiewe stadium uit 'n 11 jaar siklus. Daar is geweldig baie sonvakkels en sontonge. Dis 'n nuwe woord wat ek geleer het hierdie week. 'n sontong of 'n vuurtong wat afbreek van die son af en hy's baie aktief. Ek het vanoggend na die verslag gekyk, die sonverslag. Daar is meer as 132 aktiewe sonkolle op die son op die oomblik. En is 10 minder as gister. So daar is 'n aktiewe waarskuwing van die son daar is 'n groot moontlikheid vir uitbarstings, en dan daai uitbarstings kan natuurlik die aarde beïnvloed, satelliete, syne, internet, navigasie ensovoorts. En natuurlik kan dit ook lei tot aurora. Jy het 'n oulike plasing gemaak op sosiale media. Ja, ek dink dit was 'n sontong geweest. Ja. Waar jy die aarde vergelyk het in terme van die grootte van net die sontong, nie die son nie, die sontong, daai tong. Ja. Dit lyk ons is klein mense. Ons besef nie hoe klein en nietig ons is op hierdie blou pareltjie nie. Daai sontong waarvan jy nou praat, of die vuurtong, staan bekend, dis 'n redelike groot sontong wat nou afgebreek het, en hy is omtrent, so as mens kyk na die skaal, so 35 aardes groot. Ja, en dis nou plasma. Dis gelaaide deeltjies plasma, dis wat afbreek. Gelukkig was dit nie in die rigting van die aarde nie. Anderste dan was dit 'n probleem. Ja, dit sou ons tegnologie definitief negatief beïnvloed het. Terug na die steentydperk toe vir 'n dag of wat. Omtrent. Dan as ons kyk na die planete, waar kan 'n mens oral die planete sien? Soos wat ek nou genoem het, asseblief môreoggend en vir die paar oggende hierna, kyk asseblief na of jy daai glimlag gesiggie in die ooste in die oggend kan sien. As ons kyk na Jupiter behoort so nadat die son onder is hy so
15, 20 grade, miskien bietjie meer bo die horison in die weste besig om af te gaan. So mense het 'n klein venstertydperk waar mens Jupiter kan sien. Selfde vir Mars. Mars is 'n bietjie hoër, maar is ook in die weste en hy's op pad af. Hy behoort net so 2-3 ure beskikbaar te wees vir observasie. Dan Saturnus en Venus, hulle kom 4:30 op, sodat mense daai vreeslike mooi, kom ons noem dit 'n semi-planeteparade gesiggie te kan sien, vroeg in die oggend. En dan het ons 'n meteorietstorting waarna ons kan uitsien. So hierdie meteorietstorting word eintlik trots geborg deur Halley se komeet. Halley se komeet het deur elke 76 jaar kom Halley se komeet deur ons sonnestelsel. Hy het 'n stert van deeltjies wat afbreek en dit is amper soos 'n slak se paadjie wat jy so kan sien waar die slak gegaan het. Ja, daai spoor. En die aarde beweeg deur daardie spoor 2 keer 'n jaar. So hierdie is nou die eerste keer 'n jaar. Ons noem hom die Eta Aquarius meteorietstorting. Vreeslik mooi, 'n vreeslike vinnige meteorietstorting. Mens kyk na daai deeltjies gaan ons atmosfeer binne omtrent teen 66 km per sekonde, en die lekker ding daarvan is dit sulke vreeslike lang bane, sulke brush strokes, wat 'n mens dan vreeslik mooi kan sien oor die hemelruim en in die aandlig, en mens verwag so 30 per uur. So dit beteken dis redelik aktief. Dis redelik aktief. So as dit moet donker wees. Ongelukkig die ding is maar net dit is weer verskriklik vroeg die oggend. Dis eers hier van 2 uur die oggend wat daai konstellasie, die Aquarius konstellasie sy vir ons oor die horison gloer, en dan kan mens van 2 uur tot sonop kan 'n mens dan nou sien hoe hierdie meteorietstorting is. En die volgende meteorietstorting waarna ons uitsien wat te doen het met Halley se komeet is in Oktober. En dit is waarna almal kan uitsien. As mense kan natuurlik vir 70 minute aanhou gesels oor alles wat interessant is, maar dit is belangrik, ons wil graag hê dat mense daarom nou 'n paar goedjies net kan onthou, dat met die lang naweek wat op pad is, onthou om daai maangesiggie te gaan kyk, onthou om die planete te kyk, en as jy enigstens kan, onthou om daardie meteorietstorting ook te kan kyk. Nou, ek het in die aanloop tot die program wat geborg word deur Auto Warehouse, het ek genoem dat jy het nuus oor lewe. Ons het almal in hierdie week die nuus gehoor oor die moontlikheid van lewe, die spore, kan 'n mens maar half sê, van lewe op 'n ander planeet. Janine, speel gou vir ons daai klankie asseblief van daai bekende Steven Spielberg rolprent. Speel gou vir ons. E.T. Home Phone. E.T. Phone Home. Wie kan dit nou vergeet? En hierso het ons nou dalk ietsie net so Ja, nee, Antoine, jy's heeltemal reg. So daar's 'n universiteit in Engeland, Universiteit van Cambridge, baie bekend, wat met die James Webb ruimteteleskoop, hulle het hierdie teleskoop gerig op 'n eksoplaneet, baie spesifieke eksoplaneet, so 124 ligjare ver. Eksoplaneet is planete wat buitekant ons sonnestelsel is, wat om 'n ander ster wentel. Ons is baie geïnteresseerd in eksoplanete, en ons is baie geïnteresseerd in eksoplanete wat in hulle goue lokkie sone wentel. So die goue lokkie sone is maar die leefbare sone om 'n ster. En ons noem dit die goue lokkie sone want is nie te warm nie en is nie te koud nie. Jy kan net daar lekker leef. So hierdie spesifieke eksoplaneet word nou vir 'n rukkie bestudeer. En die manier hoe ons hom bestudeer is ons kyk na die lig wat ons van daai ster afkry. En daai lig het 'n klomp eienskappe. En dan kyk ons na die lig wanneer die planeet voor daardie ster verby beweeg. Dit beteken dat die lig wat ons dan kry op die aarde, het dan via daai planeet se atmosfeer gekom. Wat beteken dat daai lig het gebreek en dit het verstrooi en daar was interaksies gewees en met 'n klomp interessante, eintlik nie so vreeslike gekompliseerde wiskunde en fisika nie, en chemie kan 'n mens dan impliseer wat daardie atmosfeer se inhoud is. Is dit nou wat ons altyd geleer het as spektrumanalise? Ja, is presies dit, daai spektroskopie. En basies waar dit op neerkom is dat na klomp ure se observasie
kon hulle met 'n redelike sekerheid sê dat daar is 'n swaalgebaseerde molekule binne in daardie eksoplaneet se atmosfeer, en ons het daai swaalgebaseerde molekule op die aarde, maar ons op die aarde weet of verstaan, dit is ons beste raaiskoot op hierdie stadium, dat daardie swaalgebaseerde molekule bestaan net op die aarde, nie in natuurlike vorm net so nie, hy kan net bestaan as daar seelewe is. En dit maak dit nou baie interessant. So per implikasie dink ons nou dat daar is 'n groot moontlikheid dat hierdie planeet se atmosfeer het nou daai molekule, en dit beteken dan per implikasie weer eens, so nog dieper gaan, dat daar is moontlik seelewe op daardie planeet. Nou, al die mense wat so lief is vir 'n seevakansie en visvang by die see, het nou almal hulle katrolle los. ja, Hier gaan ons nou, mense. Hier's nuwe geleenthede. So die eerste ding, ons 'n paar dinge wat 'n mens moet noteer. Die eerste een is om te sê, dit lyk nie asof dis nie vreeslike gesofistikeerde lewe nie. Dit is 'n molekule wat ons waargeneem het. Op hierdie stadium lyk dit asof dit 'n waterstofryke atmosfeer is. So ek dink nie ons sal noodwendig daar oorleef nie. En tweedens of derdens moet 'n mens ook verstaan dat op hierdie stadium van die speletjie is dit 'n 1 uit 1000 kans dat ons verkeerd is. So dit is wat ons sigma 3 noem, of 3 sigma. Dis maar net 'n statistiese ding om te sê dat daar's 'n 1 uit 1000 kans dat ons verkeerd is. En wat ons eintlik wil doen is ons wil daai na 1 uit 1 miljoen kry, of 1 uit 10 miljoen kans dat ons verkeerd is. 3 sigma is nie vir ons goed genoeg nie. So, ons wil graag hê dat daar moet nou nog tyd bestee word. So die James Webb ruimteteleskoop gaan nou deur 'n proses om dan nou hierdie eksoplaneet verder waar te neem vir nog 16 ure of 24 ure of nog 'n dag of 2, om seker te maak, om te kyk of ons daai sigma vlak gaan verlaag, want miskien is dit 'n vals sein, dalk is dit iets anders, of dit gaan hom dalk juis op daai 5 sigma vlak sit, om te sê, okay, dit lyk asof ons 'n baie goeie sein het, dat die kans dat ons verkeerd is baie kleiner as die kans wat ons reg is. Maar ek dink 'n mens moet ook nou bysê, nee, dat hoe navorsing werk, is dat jy het die mense nodig wat met jou stry. So die Universiteit van Oxford se fisici en se astrobioloë en so aan, stem glad nie saam met hierdie bevindinge nie. Hulle voel dat hulle stry vreeslik oor die goue lokkie sone. Hulle voel dat daai planeet wentel heeltemal te naby aan daai ster vir 'n goue lokkie sone of 'n leefbare sone. Daar's altyd een in die familie, né, wat ja, so negatief daar's is. altyd, maar dis so belangrik. Dis so belangrik. Ja, ek Daai maak 'n grapjie. Ek weet vir julle wetenskaplikes is dit van kritiese belang. Ja, is kritiese belang. Dit is so belangrik dat daar moet altyd iemand wees wat met jou stry. Want anders gaan mense Kom ons praat oor daardie, kom ons noem hulle nou matritte, né? Nou Oxford, skaam julle. Ons gaan net gou advertensies toe en dan kom ons terug net hierna, dan praat ons verder. Vir daai tyd van die middag wat koffie nie meer help nie. Aan die gang met Antoine op Pretoria FM. En ons is terug by Dr. Roan Steyn en ons gesels oor daai planeet wat hulle ontdek het. Wel, die planeet sal ruk terug ontdek, K218b. Maar hulle het nou ontdek dat daar moontlik tekens van lewe op hierdie planeet is wat hulle nou, daar's 'n 1 uit 1000 kans dat ons verkeerd is. Hulle wil dit maak 'n 1 uit 1 miljoen. So hulle gaan nou weer moet kyk en harder moet kyk. En daar's niks lekkerder vir 'n wetenskaplike as om daai teleskoop net so 'n bietjie ekstra tyd op te kry en om te draai en te sê, okay, kom ons kyk nou ordentlik. Inzoom, Maria, inzoom. Ja. Kom ons hou duim vas, want hierdie kan baie interessant raak. Dit kan baie interessant raak, want wat beteken dit? Dit beteken dat as ons, kom ons speel nou 'n groot lekker as speletjie, gedagte-eksperiment. As ons daardie statistiek kan opkry na dat dit 1 uit 1 miljoen of 1 uit 10 miljoen kans is dat ons verkeerd is, dan sal 'n mens graag na ander eksoplanete in sy omgewing ook wil kyk. Te sien, is daar dalk miskien ander planete wat ook in die leefbare sone is. En dan sal 'n mens spesifiek dadelik met daai naald prik, daai presiese instrument gaan en spesifiek vir daardie spesifieke molekule gaan kyk. En dan kan 'n mens dit met al die ander eksoplanete ook gaan doen. En dalk net miskien is hierdie swaalgebaseerde molekule iets wat ons dan op gereelde vlak miskien op ander eksoplanete sien. Nou net vir mense wat nou ingeskakel het, jy luister na die buitelewe program op Pretoria FM en dit word aan jou gebring deur Outdoor Warehouse. Nou vir 'n planeet om 100 ligjaar weg te wees, dis nou nie soos 'n ander
van daai wat so ver miljarde ligjare weg is nie. Ja, 124 ligjare is sommer nie om die draai. Maar dit is steeds 100 jaar in die verlede en wat ons nou kyk, né? Ja, so tegnies beteken dit dat die lig wat ons nou ontvang van daardie planeet af is so 124 jaar oud. So ons kyk in sy verlede in. Ja. Maar dit beteken dat as daar een of ander vorm van tegnologiese ontwikkeling is, of wat ook al nou hipoteties gesproke, né? Ja, ons kan nou dan lekker is speel. hulle kyk dalk vir ons ook, jy weet, hulle sien ons ook 100 jaar in die verlede in. Ja. Hulle kry wat ons 100 jaar terug uitgestraal het, wat eintlik maar niks, daar is nie veel in die gang hierso. Dit was net treinrook. Treinrook goed. Hulle sê, joh, ons kry baie treinrook in ons teleskoop. Nee, ek maak sommer nou grappie, maar die punt is, dis nou nie waar as jy iets wat 1 miljard jaar weg is, ligjare weg is, ek weet nie, is daar wat so ver is? Daar is nie. Ja, miljoene ligjare ver. Ja. Daar is die Maar daar's tegnologiese veranderinge wat al kan plaasgevind het sedert ons laas gekyk het. Ja. Sedert ons die lig nou gesien het. En daar waar hulle is, Ja. in hulle tyd, in die huidige tyd, tans. Ja. As ons nou aanneem daar is, ek sê altyd as iemand vra, is daar lewe in die ruimte, dan sê ek gaan kyk in die spieël. Weet is daar aliens, is daar buite, weet, mannetjies. Ja, gaan kyk in die spieël. Maar hierdie is die beste wat ons nog gesien het tot dusver. Ja. En dink jy daar gaan, as hulle dit nou kan kry na 1 uit 'n miljoen uit, die kans dat ons verkeerd is, net kan kry tot by 1 uit 'n miljoen. Wat gaan die impak wees op navorsingsgeld wat gespandeer gaan word? Gaan hulle begin ruimtetuie bou? Wat gaan die reaksie wees in die wetenskaplike kringe? Ek dink eerstens as hy tot by 'n 5 sigma vlak kan kom, dan sal daar 'n herprioritisering wees van 'n klompe befondsing. So om te sê, okay, ons sal nou 'n hele paar projekte sal 10-1 gestop word en al daai befondsing sal dan gekanaliseer word om meer navorsing daar te doen, meer mense, meer oë, meer tegnologie op daardie planeet te sit. Praat ons van nog toestelle soos jou Parker Solar Probe, daai dit sal 10-1 kan doen. Ja, so dit sal 10-1 nog 'n James Webb ruimteteleskoop wees, maar 'n groot boetie van hom om te sê wat se tegnologie het ons nou nodig om nog meer te weet. En daai sal moet beplan word, ontwerp word, gelanseer word en in 'n wentelbaan om die aarde gesit word sodat ons meer kan sien. Vir 124 plus ligjare sending. Wel, as ons hom net wil observeer, dan sal dit net genoeg wees om hom nou net in 'n wentelbaan om die aarde te sit. Dit sal seker eerste wees nou. Dit sal eerste wees, maar as 'n mens nou sommer groot kan droom, sal 'n mens graag iets wil aan die gang kry om te sê dat kom ons vat iets wat soveel weeg soos 'n foton of iets wat miskien net soveel weeg soos 2 fotone. En ons kyk of ons die tegnologie kan afkry tot op daai punt waar ons dan iets kan stuur wat baie naby aan die spoed van lig kan beweeg, sodat dit, kom ons sê, vir 124 ligjare ver, so hy sal nou 'n bietjie meer as dit vat om daar uit te kom, en dan op 'n manier kyk of ons dan 'n sein kan terugstuur. Die fotone idee, jy dink nou aan 3-body problem, né? Ja, nee, dit is die groot probleem ook. En natuurlik iets wat baie interessant is wat ons altyd in ag moet neem is dat dit is tyddialyse. Tyd in verskillende raamwerke gaan verskriklik anders verby. Soos byvoorbeeld as mense sou terugdink aan die Interstellar film, waar die pa ewe skielik jonger terugkom as die dogter wat agtergebly het op die aarde. Jy weet, daai tipe goeie. So, jy weet, daar's baie dinge wat 'n ou sal in ag moet neem, maar 124 ligjare ver is van so aard dat dit is die moeite werd om dieper te kyk, verder te kyk, meer te sien. Maar nou gaan ek net tussen my en jou aan toe want. Net tussen my en jou. Moet nou nie vir enigiemand anders sê nie. Ek skuif nader aan die mikrofoon as jy nou luister, jy kan nie sien wat ek doen nie. En ek skuif my oorfone ook 'n bietjie harder. Ja. My sterk vermoede is dat ons hoef nie noodwendig so ver te kyk nie. Ek is 'n groot voorstander van astrobiologie. Dit is 'n module en 'n navorsingsveld wat my baie na in die hart lê. Ek het al klomp boeke gelees oor astrobiologie. Ek volg die navorsingsveld geweldig sterk. En my, soos hulle in Engels sê, when everything is considered, wanneer ons alles in ag neem, dink ek is tipe aminosure en molekules wat ons dalk miskien kan verbind met lewe,
is nie so ver soos 124 ligjare ver nie. My vermoede, en is net my vermoede, en ek as 'n wetenskaplike vat verantwoordelikheid vir wat ek hier sê. Ja. Julle kan nou daai advertensie speel wat sê Pretoria FM, dis nie noodwendig hulle dink nie noodwendig dieselfde. Ons opinie. So ek sê dit daai, maar ek dink as mens kyk na die maane van Jupiter en jy kyk na die maane van Saturnus, daar is van hulle wat vreeslike warm water binne in die dop van die planeet het as gevolg van die gravitasie, verskuiwings omdat hulle so naby aan Jupiter is byvoorbeeld, maar dit is so koud daar in die verre hoeke van ons sonnestelsel, so die dop is gevries, maar so jy het verskriklike warm water binne, jy het 'n gevriesde dop bo-oor en dit beteken dat jy kan 10-1 lewe daar kry. So ek is 'n groot voorstander om ek dink nie ons hoef vreeslik verder as Jupiter of Saturnus se maane te kyk nie. Jy is reg. Ek hoop jy is reg. Want dit beteken ons gaan vinniger die resultate kry. Presies. Mense. Roan, jy maak my opgewonde. Baie dankie. Dit was nou 'n verskriklike interessante gesprek en ek sien uit na ons volgende kuier. Absoluut. Ek sien baie uit na ons volgende kuier.